Wat met ons gebeur, waar is Louis? Hy is 'n vreeslike goeie ou, maar hy is onwillig om ou te help. Wanneer die water koud is. Ja, ons het, julle het seker die prentjies gesien, dat ons in die koue water, dit is ons afsluiting gewoonlik, dan sluit ons af die koue water, en weet julle wat doen ek? Ek gaan duik in die water, en daar lê my tande na onder. Toe was ek weer terugduik en hulle gaan kry. Hy wil nie vir my duik en wil dit gaan kry nie. Ja, ek hoop julle geniet dit, want ons is maar mense. Ons geniet dit in die teenwoordigheid van die Here. En vanmôre wil ek vir julle sê, die Here is op elke plek. En julle moet dit nie vergeet nie. Want hy is hier vanmôre om julle te seën. Nou, ons gaan begin by die woord vanmôre, wandel in waarheid. Dit is my tema, wandel in waarheid. Ek wil net hê dat u vir my die selfoon sal afsit asseblief. Die wat, of sit hom op mute, dat ons nie sterings het in die woord nie. Nou goed, kom ons lees daarso Johannes 16, van 13 tot 16. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê, hy sal dit neem van wat aan my behoort en aan julle verkondig. 'n Klein tydjie, en julle sal my nie sien nie, en weer 'n klein tydjie, en julle sal my sien, want ek gaan na my Vader. Ek het so 'n bietjie navorsing gedoen. Daar was 'n man in Amerika, en sy naam was William Seymour. Hy het die Azusa Straat herlewing begin in 1906, in April. En ek wil vir julle iets vertel van hierdie man. Nou, baie mense sukkel om kerk toe te kom, want partykeer is dit 'n bietjie koud, partykeer is dit te warm, partykeer reën dit, en maak ook nie saak wat ook al die geval is nie. Maar hierdie man was so angstig om die Here se aangesig te soek vir herlewing. En daarom het hy gekom, en hy kom in 'n plek, en daardie jare was ook baie, kan ek moet maar sê, ek doen dit in 'n mooi gesindheid. Verskillende klere mag nou nie by die wit mense gaan sit nie, kom ons stel dit so. En dan sê ek vir hom, okay, ons los die plek waar ons nou gesels oor die Heilige Gees, se deurtjie so effens oop, dan kan jy hier buitekant in die gangetjie luister, maar jy mag nie in ons midde kom nie. En elke dag het hy daar gaan sit, en hy het notas gevat. Elke dag het hy notas gevat, en so meer het hy begin mediteer met die Here. En iemand nooi hom uit om saam met hulle in die kerk in te gaan, en toe die krag van die Here begin neerdal, toe sê hulle ook vir hom, hoorie, daar's 'n kleurverskil, jy moet maar gaan. Maar hierdie man het aangehou, totdat hy uiteindelik in 'n ou huis afgekom het. En hy daar begin, hulle was 'n paar wat die Here begin dien het, en die krag van die Here was so groot gewees, dat hulle moes naderhand, en die mense buite gestaan, daar was nie krag gewees, daar was nie plek gewees nie. En toe kry hy 'n ou stal, en hy het hom verander, en die heerlikheid van die Here was daar. En ek wil vanmôre vir u sê, dat God wil beweeg, maar dit is so jammer, dat mense weerhou wat God wil doen. Mense hou vas. Jy weet mos, ek het my tyd, en ek het my alles moet nou net op tyd gebeur, maar ek wil vanmôre sê, dat die Here wil vanmôre ons seën in hierdie plek, groei dit. Hy is hier om ons te seën. En ek wil vanmôre die heerlikheid van die Here afbring aarde toe. Want die Bybel sê, ek moet die verskil maak, dat u die verskil kan maak. Want ons almal moet in die heerlikheid van die Here inkom. Die tyd is min. Nou kom ons begin daar. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria, en tot op die uiterste
van die aarde. Dit is die Here se begeerte, dat ons sy krag in ons moet ondervind, deur die Heilige Gees. Dit is sy begeerte dat ons aangedoen moet word met krag uit die hemel uit. Jy weet, ek het vanmôre iemand bedien, en terwyl ek die persoon bedien so oor die telefoon, toe sien ek net wat die Here doen, en ek sê vir hom, weet jy wat gebeur nou? Ek sien dat daar is iets soos 'n glas wat breek in jou liggaam, daar is 'n ding wat breek. Die Here is besig om vir jou deur te breek vir oorwinning. Want jy sien, ons het baie keer, sit ons gesit met die omstandighede en die manier hoe ons dit doen. Want jy sien, my manier hoe ek dit doen, verskil van Hetta se en van pastoor Attie se. En ek wil nou net op my manier gaan, maar ek wil vanmôre sê, die Here moet ons losmaak, dat ons loskom aan hom. Want hy wil die oorwinning gee. En dit is my begeerte vanmôre. Ek het so lank op die Here gewag, en ek sê, Here, hier moet vanmôre 'n aardskudding kom van u heerlikheid. Die vrede van die Here, die blydskap van die Here moet hierdie plek vul vanmôre. Ek is so lus vir die Heilige Gees vanmôre. Ek is so lus vir die krag van die Heilige Gees vanmôre. En ek wil vanmôre vir julle sê, ons soek daarna met ons hele hart, met ons hele siel, ons hele verstand en alles wat binne in ons is. Sê, Here, deurbreek. 'n Deurbraak vir ons. Nou as ons kyk na die skrifgedeelte, dan sê hy sal julle in die waarheid lei. Ons het so baie leuns op die media vandag. As jy die media opmaak, nou ek wil gou iets vertel. Nou ek het maar altyd vir Jimmy Swaggart gevolg. En toe sê hy is toe al seker, ek dink 10 keer al dood. Soos hulle op die media lieg. Ek bel een aand my vrou, ek sê, het jy gehoor, ek sien hier so op die Facebook, Jimmy Swaggart is dood. En hy ruk later toe laat weet, sy sê, my pa is nog spring lewendig. Jy sien, want die leuns word verkoop vir die mense om hulle aandag weg te trek wat die waarheid is. En die Here sê vandag vir jou, hy wil jou in die waarheid leer, sodat jy in die waarheid kan wandel. Wandel in die waarheid. Jy weet, baie mense het so 'n gewoonte geword om leuns te versprei, dat hy dit nie eens meer agterkom nie. Maar is omdat hulle nie die krag van God in hulle lewe het nie. Die krag van God bring oorwinning vir jou en vir my. Die krag van God bring vir jou 'n deurbraak. Ek weet vanmôre dat die Here vir ons vanmôre 'n deurbraak gee, van siekes gesond maak. Die Here gaan vanmôre genees, glo jy dit? Die Here gaan vanmôre harte aanbaan. Die Here gaan vanmôre harde harte sag maak. Hy gaan die hart van klip uit hulle binneste vat en hulle hart van vlees gee om die Here te loof, want dit is waarvoor ons hier is vanmôre. Jy weet, baie keer sê, die mense het al vir my gesê, jy het so baie gebid vir jou vrou, en jy het geglo, en jy het getuig, die Here gaan hom volkome gesond maak. Ek kan dit gebid, en ek bid nou nog, en sê, Here, dankie dat u nog die geneesheer is. Hy bly die geneesheer, hy beslis, hy doen sy beslissing in die laaste tyd, maar ek wil vir julle sê vanmôre, ons moet vashou aan die woord, dat ons in die waarheid begin te wandel, want God is gees, en hy wat hom aanbid, moet hom aanbid in gees en in waarheid, halleluja. Kom, dat ons bietjie wegkom van die dinge wat ons so maklik rondom ons vashou. Jy weet, baie mense word so aangegryp deur 'n storie. Jy weet, so 'n lekker storie, dan kry ons mense, hulle kry so 'n lekker storie, en die ander een sê, wat sê jy? En dan gaan hy en sê, jy gehoor, Jaapie het so gesê, Louis, hoor net gou wat het Jaapie gesê. En dan gaan daar nog 'n stertjie by. En dan het die soetsappige storie, wat nie die waarheid is nie, maar vanmôre wil ek vir u die waarheid gee. God is die waarheid. Die woord sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom tot die Vader behalwe deur hom nie. U kan enige sekte aanneem net soos u wil, maar as dit nie in Christus is nie, gaan u nie die hemel sien vanmôre nie. Ek wil vanmôre sê, die Here wil die hemel afbring vanmôre. Hy wil oorwinning afbring in elkeen se hart vanmôre. En daarom wil ek vanmôre sê, daar is Johannes 15 vers 26 sê, maar as die Trooster gekom het,
wat ek julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En as daai Gees in jou kom, die Heilige Gees, dit is die wonderlikste ding. Kotie, niemand kon sonder die Heilige Gees lewe nie. Want jy weet, dit maak die blinde oë oop, en jy sien helder, wat die Here vir jou instok het. Dit verander die omstandighede vir jou. Jy kyk na die heerlikheid van die Here en jy sien die openbaarmaking van sy woord in jou. Jy voel die krag van die Heilige Gees deur jou vloei. Wanneer jy vir 'n sieke bid, dan sê jy in die naam van Jesus en jy sien die genesing plaasvind. En die Here wil jy elke mens optel. Weet jy wat sê die Bybel? Hy het 'n opdrag gegee. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en ek sal by julle bly tot aan die volleinding van hierdie wêreld. En dit is vandag nog steeds dieselfde, want hy bly dieselfde, 'n onveranderlike God wat ons dien. Hy leef tot in alle ewigheid. Nou, die 15de vers sê vir my so mooi. Hy sê, alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem, en wat aan my behoort, aan julle verkondig. Dit is so lekker. Was jy al by vergaderings gewees? Ek dink almal het al by groot vergaderings gewees. En dan hoor jy partykeer wat in die vergadering verkondig is. Maar hulle vertel dit nie buitekant van ander nie, want daar's 'n bietjie dinge wat binne in die vergadering bespreek word, wat almal se ore nie moet hoor nie. Maar hier sê Jesus, hy sê, wat die Vader vir my gegee het, gee ek aan julle, sodat julle dit ook kan weet. Hy het gegaan om vir jou 'n plek te berei. En as hy gegaan het, sal hy weer kom om jou te neem waar hy is. En dit is my so, asof die mense so traag om dit te glo. Maar daar is 'n heerlikheid wat ons nog nie op hierdie aarde ondervind het nie, as ons in die teenwoordigheid van hom kom. Dit is so lekker om in die teenwoordigheid van hom te kom. En ek wil vanmôre u aanmoedig, kyk 'n bietjie minder TV. Vat 'n bietjie meer die woord. Begin bietjie in die teenwoordigheid van die Here kom. Sê, Here, ek wil meer hê. Ek wil meer. Ek wil meer hê. Johannes 3 vers 30 sê, hy moet meer word en ek moet minder word. Bietjie is te veel van myself. Jy weet, ek het 'n prediker geken. Ek weet nou nie of jy hom geken het nie, maar hy was hier so in die ooste gewees, in die noorde gewees. En hierdie prediker het siek geword. Fantastiese man van God. Hy het hande opgelê op die siekes. Hy het hulle gesond gemaak. En die Here het magtig beweeg deur hom. En een dag toe begin hy siek word. En hy sê, Here, nou hoekom? Hoekom word ek siek? En een môre toe praat die Here met hom. Hy sê, ek gaan iemand stuur om teen jou te beklei. En jy moet hom oorwin. En terwyl hy so in sy bed lê, sien hy, hier kom 'n man ingestap, maar hy's hoër as die dak. Hy moet so buig om in die deur in te kom, en hy sien so in sy gees, hier kom iemand. En hy spring uit sy bed, hy sê, nou laat ons kom begin beklei. En hy beklei teen hierdie man. En hoe meer hy beklei teen hierdie man, hoe kleiner word hierdie man. En uiteindelik ruk hierdie man weg en hy hardloop deur die deur uit, klein mannetjie. En die Here praat met hom. Hierdie man se naam was Skeepers. Hy sê, too much Henny Skeepers, too little Jesus. Toe moes hy teen homself beklei. Want jy sien, baie keer bid jy vir 'n sieke en die Here maak hom gesond, dan loop jy met jou skouers omhoog. Is dit nie so nie? Want jy sien, ons trek mos gou, wat die eer wat aan die Here wil kom, nou wil ek sê, maar ek is die man. En ek wil vanmôre sê, God kry al die eer, al die aanbidding, al die toewyding. Die Here is God bo alle gode. Sy naam is Jesus, die onveranderlike. En hy wil julle vanmôre in die waarheid lei. Die waarheid van die woord. Soek die Here terwyl hy te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Hy sê, laat die goddelose sy weg staan en die sondaar sy weg en hom tot die Here bekeer, dan sal ek julle genadig wees. En ek wil vanmôre aan u die woord bring wat die Here op my hart lê. Uit die Heilige Gees gegee.
En hy het vir die disippels gesê, gaan wag daar. Nou ons het 'n bietjie gepraat oor wag in hierdie week. Dit was 'n lekker week gewees, ek het dit so geniet in die teenwoordigheid van die Here. Wag. En pastoor Henry sê op hy sê, nou gaan ons stil sit en ons gaan wag. Nie 'n woord sê nie. En nou sit ons daar en ons raak net so stil. Dit was so daar by die swembad gewees, nog voor die dag voordat ons gaan swem het, en ons raak stil. En ek kyk na al die goeders wat daar gebeur, en ek raak stil in die Here. Ek sê, Here, praat met my. Maar dit is stil. Baie stil. En ewe skielik hoor ek 'n geritsel agter my. Toe ek so omdraai, toe is 'n kameelperd net hier so eentjie van my af. Toe is hy besig om aan die boom. En die Here praat met my. En ek wil vandag vir jou sê dat daai stilte wat jy in die Here het. Want ons luister te veel na die geraas van die wêreld. Maar raak stil. Kom in sy teenwoordigheid, want hy wil jou aandoen met krag uit die hoogte. Hy wil jou gee wat jy nie gister en eergister nie gehad het nie. Hy wil jou vermoë optel. En vertel my daar van Suzestraat se revival, sit daar 'n vroukie op 'n stoel, en sy val van die stoel af onder die krag van die Here. En die Here lê 'n lied op haar hart, en sy kan glad nie musiek speel nie, maar sy gaan in die klavier toe, en hier speel sy die klavier, en begin daai lied te speel. Die Here lê dit op haar hart om te speel, en daai mense kom in die teenwoordigheid van die Here, omdat die krag van die Heilige Gees oor haar gekom het, en sy kon hy musiekinstrument speel. Nou, hoe wens ek kan musiekinstrumente speel, al wat ek kan speel is 'n radio, en so 'n bietjie mondvleitjie, maar ek wil vanmôre vir julle sê, daai begeerte wat jy het in jou, daai omstandighede wat jy so vashou om nie by die Here uit te kom met jou begeerte nie. Wat ek vanmôre sê, die Here wil jou help. Die Bybel sê hier so mooi. Hy spreek ook van die toekomstige dinge. Wanneer jy die Heilige Gees 'n kans gee in jou lewe, dan hoef jy nie na 'n fortuinverteller toe te gaan nie. Want die Here openbaar wat sal gebeur met jou. Hy openbaar wat sal gebeur. Hy kom, dan bring dit aan die lig, die Here doen dit. Nou kom hulle na die leuns toe, en hulle betaal geld daarvoor, maar jy sê die woord, hy openbaar dit, al die geheimenisse. Hy weet van jou begin, hy weet van jou einde, hy weet alles. Hy ken jou opstaan, hy ken jou gaan lê. Hy weet wanneer dit nie goed gaan in jou nie, jou gemoed is af. Hy weet ook wanneer jy wil juig in die Here, hy weet alles. Waarom sal jy nie alles aan hom gee nie? Sê, Here, dat die Heilige Gees sal oorneem in my lewe. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Hoekom nie? Omdat hulle nie geestelike mense is nie. Omdat hulle verblind is deur sonde en ongeregtigheid. Want jy sien, baie mense vra, waar is die Here? Ons praat daaroor. En ons kom daar by daai baie riviere en wat daar vloei, en dit is so mooi, en dan sê, die Here het daarom die plek mooi gemaak. Daar is nie 'n pomp wat die water onder die berg uit pomp nie. Pastoor Attie, was jy al daar, in die Waterberg distrik. Oralste, op 'n plek kom die water sommer oralste uit, en dan vloei dit so saam in 'n rivier, helder skoon water. Hy gee waterplasse in 'n dorre woestyn. Hy gee dat jou siel gedors word as jy na hom toe roep en sê, Here, help my. Hy verander jou omstandighede, wanneer jy roep en sê, Here, en hierdie omstandighede kan ek nie meer hanteer nie. Want dit help nie om teen jou baas te praat nie, want die Here het hom daar gesit. Maar sê, Here, verander my. Dat ek kan so veranderlik wees, dat ek kan doen wat die Here behaag. Nou, ek was baie jare in die weermag, en ek staan eendag, toe staan ek in die squad, en die kapelaan en die Samuel het nou beklei hy daaroor, want die kapelaan sê, hy wil nie die woord verkondig as die interkom nie werk nie.
So daar is 'n woordewisseling, ek staan in daai gelid. Ek sê so, Here, gee vir my daai geleentheid. En nie lank daarna nie. Toe roep hulle my een môre in en sê van nou af moet jy die woord bedien vir die parade. En ek dank die Here, want die Here het gehoor toe ek in my stilte geroep het. Sê Here, en ek het toe ek op pensioen gaan, en kom ek eendag daarso, dan moet jy gaan, dan moet net gaan wys dat jy daarom nog lewe. Toe sê daai mense, weet jy, van jy weg is daar net iets anderste, dit het verdwyn. Daar's nie iemand wat wil bid nie. Want jy sien, as ek en jy die gees van die Here in jou het, gaan ander jou dit sien en vra, Here, help hom. Want ek en jy moet die lig laat skyn. Die Bybel sê, laat julle lig so skyn, dat die wêreld Christus in julle kan sien, en my Vader in die hemel kan verheerlik. Daar is so baie dinge, ons almal maak foute. En ons almal het omstandighede. Maar een ding weet ek, hy leef. Hy het opgestaan en hy leef. Die graf is leeg en hy triomfeer as oorwinnaar. Daarom kan ek vanmôre 'n oorwinnaar wees deur Jesus Christus, omdat ek begin wandel in die woord. Ek verstaan die woord. Ek praat met hom. As ek in my kar ry, dan sê ek, Here, kom sit 'n bietjie hier langs my. Ek is so 'n bietjie vanmôre bewoe. Ek verlang na my vroutjie, dan sê die Here, kom, ek vertroos jou met die Heilige Gees. En so stap ons saam, en dan sê Here, die lewe behoort aan U, want U het gesê, ek is jou begin en ek is jou einde. En moenie jy beplan voordat jy die Here geken het in jou saak nie, want jou beplanning gaan nie reg werk nie. Maar een ding weet ek, hy sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. En hierdie teks is vir my so wonderlik. Hy verkondig die toekomstige dinge aan jou, wat jy nie geweet het nie, wat die fortuinverteller nie van weet nie. Dit vertel hy vir jou. En hy sê, daar is 'n plek van sielerus naby die hart van God. Daar is 'n plek van omhanteer naby die hart van God. Daar is 'n plek wat ek en jy kan neerkniel en sê, Here, ek verstaan nie. Dan kom die Gees by my en sê, jy hoef nie te verstaan nie. Ek maak jou pad nuut vir jou. Ek lig jou op. Daar is 'n plek wat ek en jy kan sê, Here, ek wil in die weë wandel, in die woord wandel, want die woord is kragtiger as 'n tweesnydende swaard, en ek môre hierdie woord aan u bring. Daar is een teks wat vir my wonderlik is, en daai teks is, en hy sê, want die woord van God is lewend, Hebreërs 4 vers 12, en kragtig, en skerper, as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van die siel en gees, en van die gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar en van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Jy kan niks van wegsteek nie. Annemarie, hy ken jou seer, maar daar's 'n plek van sielerus. Vanmôre wil ek vir u sê, 'n plek van omhanteer. Hy ken alles, hy weet by verre weg die beste. Want sy naam is Jesus. Hy sal julle in die waarheid lei. Hy sal sy Heilige Gees oor julle uitstort. Hy sal praat, die Heilige Gees praat van die hart van God oor jou. Terwyl jy so in die Gees van die Here, dan sê die Here, my kind, ek het jou lief. Ek gee om vir jou. Baie keer dan kom jy daar by plekke, en jy weet nie meer wat ek kan doen nie. Dan stuur die Here iemand en sê vir hierdie persoon, ek gee om. Dis hoe die Heilige Gees werk. Die Heilige Gees is 'n gentleman. Hy stamp nie 'n deur oop nie. Die Bybel sê daar so in Openbaring 3 vers 20, ek staan by die deur en ek klop. En as jy my innooi,
sal ek ingaan en met jou maaltyd hou. Wil jy vandag net besef, Here, ek het die Heilige Gees so nodig, ek het die krag van die Here so nodig in my lewe. En as jy dit wil sê, steek jy hand op vanmôre en sê, Here, ek wil nie meer op my eie weg gaan nie, maar ek wil op die weg van die woord gaan, in waarheid en krag. En ek wil vanmôre vir u sê, Here, vanmôre, alles wat uwe is myne. Alles, ek kan die hemel erf, die grootste, wonderlikste prys, ek kan die hemel erf. Om te weet, one of these days we'll be with Jesus. One of these days our spirit will leave us. One of these days we're going home. One of these days, when we had our last revival and we close our precious Bible, one of these days we're going home. Jy weet wat, my kleindogter, sy is maar 9, sy was baie erg oor haar ouma gewees. Sy sê, Grandpa, sy is Engels, sy sê, Grandpa, I see Grandma in heaven. She's much younger. She's got 2 legs on. She's got a beautiful dress on. Kinderlike geloof. En ek wil vandag vir julle sê, ons het nie nou volmaaktheid nie. Maar volmaaktheid is by hom. Ons leef en ons sien 10 dele vanmôre. Maar eendag as hy volmaaktheid kom, en dan sal 10 dele tot niet gaan. Dan sal ek volmaak ken, soos ek volmaak ken. My dogter kom aan my toe en sê, hoekom hier, hoekom my ma? Ek sê, my kind, daar is 'n skrif wat sê, ons ken nie alles nie. Maar as ons in die hemel kom, gaan ons nie vra nie, want dan sal ons ken, soos ons geken is. Die Here seën u.